Reg. Goed, kom ons begin, dat ons nou nie minute mors nie. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Here, baie dankie dat ons weer vanaand so voor u troon kan stil word. En dat ons bewus kan wees daarvan dat wanneer ons uit die woord uit lees, dat u self lewenssprekend aan die woord kom. En wanneer ons daarna met 'n paar mense gedagtes oor hierdie stukkie woord nadink, vra ons dat u vir ons deur u Heilige Gees by die waarheid sal hou en dat in die verstaan van die waarheid u vir ons ook sal help om regtig geseënd binne die raamwerk van hierdie troostboodskap wat u vir ons gee te lewe. Help ons asseblief om dit wat u vanaand vir ons wil leer ook in te neem en dit deel te maak van ons lewens, sodat ons dit saam met u kan beleef om Jesus ontwil. Amen. Goed, ons is by Openbaring 13 se laaste perikoop, die gedeelte van vers 11 af. Nou, ek dink dit sal miskien net goed wees as ek julle net weer in konteks bring. Onthou nou van Openbaring 10 tot by Openbaring 15 is die groot troosgedeelte in die middel van Openbaring. So alles wat in hierdie gedeelte gebeur, handel oor troos. Hoofstuk 10, hoofstuk 11 met die twee getuies, hoofstuk 12 met die vrou in die son en die groot rooi draak en die kind wat gebore word en al daai drama wat daarmee gepaard gaan. Hoofstuk 13 se eerste gedeelte, onthou nou die groot rooi draak, die Satan, die duiwel, die leienaar van ouds, so word hy genoem, is woedend omdat hy nie die ander nasate van die vrou kan bykom nie. En dan gaan staan hy op die seestrand en daai laaste versie van hoofstuk 12 is 'n skanierversie, so hy sluit hoofstuk 12 af, maar hy begin terselfdertyd hoofstuk 13. En dan wanneer hy op die seestrand staan, dan sien Johannes hierdie volgende gesig, en dat is dan die dier wat uit die see uit opkom, met die beskrywing daarvan 10 koppe, 10 krone, met 'n godlasterlike naam op, en alles wat daarmee gepaard gaan, hy lyk soos 'n luiper, die pote van 'n beer, bek soos 'n leeu, pote van 'n beer en bek soos 'n leeu, en die draak het sy krag en sy troon en groot mag aan hom oorgedra. So hierdie karakter wat nou hier uit die see uit opkom, is 'n allemintige magtige karakter, maar hy is nie 'n almagtige karakter nie. Hy is nie 'n teenvoeter vir God nie. Hy is nie asof hy teen God kan opstaan en vir God kan oorwin nie. Dit moet ons baie goed verstaan. Dan speel hierdie beeld nou af met hierdie draak of hierdie dier wat uit die see uit opgekom het en wat die hele bedoeling het om te laster, om God en die woonplek van God, die hemel, te laster. As hy dit doen, dan leer ons daarin dat ons hier in te doen het met die wat nou in ons gebruiktaal bekend gestaan het as die anti-Christ. Maar nou moet ons die woord anti net verstaan as die teenoorgestelde van Christus. As jy net daai begrip so kan vasmaak, dat dit gaan hier oor die teenoorgestelde van Christus. So hy doen wat Christus nie doen nie. Hy kan nie doen wat Christus doen nie. En andersom is eintlik ook in 'n sekere sin waar dat daar's so min, daar's geen kwaad in die drie-enige God nie. So hy kan ook nie dan eintlik doen wat hierdie draak, hierdie dier uit die see uit doen nie. Hierdie gesig word dan binne hierdie groot visioen van Johannes, word hy opgevolg met 'n visioen van 'n dier wat uit die aarde uit opkom. En hier het ons te doen, en ek sal dit nou vir julle 'n bietjie beter verduidelik wanneer ons die teks gelees het, maar hier het ons te doen met 'n anti-gees, of die teenoorgestelde van die Heilige Gees, as jy dit so om wil verstaan. So wat die Heilige Gees doen, kan hy op die meeste namaak, en ons gaan nou lees hoe hy dit probeer namaak. So kom ons lees die gedeelte van vers 11 tot vers 18
in ons Bybels. Ek lees uit die 2020 vertaling, toe het ek 'n ander dier uit die aarde sien opkom. Hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hier kry jy al die eerste teken dat jy nie hier te doen het met 'n egte beeld nie. 'n Lam wat soos 'n draak praat. Hy het met volmag, met al die volmag van die eerste dier opgetree en dit in sy teenwoordigheid, die teenwoordigheid van die eerste dier gedoen. Hy laat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een wat van sy dodelike wond genees is. Nou ons moet net so 'n oombliekie teruggaan. Een van daai koppe van die dier uit die see het 'n dodelike wond aangehad en dit het gesond geword. Daai wond het gesond geword. Dit is presies waarom ons sê ons het met die anti-Christ te doen, want ons weet Jesus Christus is dood, werklik dood. Ek wil hê julle moet net weer 'n slag in julle harte vasmaak. Hy is werklik dood, nie fisies gesterwe in terme van sy hart het ophou staan en het gaan staan en het ophou asemhaal en sy brein het ophou funksioneer nie. Hy was dood soos in die hel. Daar het hy sy oorwinning gaan behaal en dit word vir ons so geopenbaar dat hy daar sy oorwinning gaan aankondig het. En dan word hy lewend. En hierdie verwonde kop is nou 'n afbeelding van Christus wat dood was en wat weer lewend geword het. En dit is baie belangrik dat 'n mens dit daar verstaan. So hy doen ook vers 13 indrukwekkende tekens. So laat hy voor die mense vuur van die hemel af op die aarde neerkom. En hy mislei die aardbewoners deur die tekens wat hy toegelaat is om in die teenwoordigheid van die dier te doen. Daai mislei is 'n belangrike woord daar. Deur hulle te beveel om 'n beeld op te rig vir die dier wat deur die swaard gewond is, maar lewend geword het. Weer daai hele speling op Christus se sterwe en opstanding. 'n nagemaakte sterwe en opstanding. Aan hom is toe die vermoë gegee om asem in die beeld van die dier te plaas. Nou, ek wil hier voor ek aangaan 'n bietjie verpoos, want ek het nou gesê ons gaan ek gaan vir julle beduie hoekom ek sê dis die anti-gees, die teenoorgestelde van die gees. Hier wanneer die Bybel die woord asem gebruik, beide in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is die verwysing altyd na gees. So as daar byvoorbeeld in Genesis 2 staan dat God die asem van die lewe in die neus van die mens wat hy geskaap het ingeblaas het en dat die mens so 'n lewende wese geword het, so hy het 'n gees gekry of hy siel gekry, dan gebruik die Hebreëus daar die woordjie ruach. En ruach, R-U-A-H, spel jy hom en dan spreek hy H aan die einde van 'n woord. In Hebreëus is altyd 'n so 'n g-klank, so ruach. Julle hoor wat ek sê, dis nie net 'n G soos in geskiedenis nie. Dit is 'n baie dieper, baie meer guttural g-klank. So die ruach is nie net die betekenis van wind in die Ou Testament nie, dis ook die betekenis van asem, maar terselfdertyd ook die betekenis van die gees van God. So ruach bedui al hierdie goed aan, hierdie wind, asem en dan ook die gees van God. En hier in die Nuwe Testament gebeur presies dieselfde ding, behalwe dat dat Johannes hier die woord pneuma gebruik. Nou, pneumatic, julle weet as boere en mense wat met die goed werk, weet julle baie goed wat die woord pneumatic beteken. Dit beteken lug aangedrewe, nee. So 'n ding is pneumaties as jy hom met lug aandryf. En dit is presies wat nou hier gebeur. Hierdie dier kry die mag om die pneuma, en pneuma is een van die woorde wat vir die Heilige Gees gebruik word. Hagios pneuma is die volle naam van die Heilige Gees in Grieks, Heilige Gees.
So hy kry met ander woorde die mag om aan hierdie dier nie net asem te gee om mee te praat nie, maar 'n gees waardeur hy lewe, 'n mens sou amper kon sê 'n siel waardeur hy lewe. Ek wil nie heeltemal so ver gaan nie, want pneuma is nie noodwendig ook die siel nie. Dit hier dui dit op die gees van God en die gees van 'n mens, daardie gedeelte van jou wat jouself konstitueer, wat maak dat jy is wie jy is en dat jy optree soos jy optree en dat jy praat soos jy praat en handel soos wat jy handel. Daar is ook sielgedagte en die woordjie vir siel is vir 'n oomblik uit my kop uit, die Griekse woord vir siel is vir 'n oomblik uit my kop uit. Ek sal hom dalk nou onthou, maar daar is ook die sielgedagte. So ons mense is liggaam, siel en gees. Die gees is jou lewendheid. Dis die ding wat ook weggaan as jy sterf. Dan bly jou liggaam oor en jou siel gaan hemel toe en jou gees gaan weg. Hy verdwyn. Daarom mis ons geliefdes wat nie meer hier by ons is nie, want ons het nie meer interaksie met hulle nie. Daai ding daai deel van menswees het verdwyn. So hier kry hy 'n gees sodat hy kan praat, en dis die een ding wat hy doen, en die tweede ding wat hy doen, en ek lees nou vir julle in vers 15, die vermoë gegee om 'n asem in die beeld van die dier te plaas, sodat die beeld van die dier ook kon praat, en die mag wat nou aan, of die vermoë wat nou aan die dier uit die see gegee is, en om die beeld, om almal wat nie die beeld van die dier te aanbid nie te laat doodmaak. So dis nie die beeld van die dier wat doodmaak nie, dit is die antichrist wat doodmaak. Hy het aan die dier die mag gegee om te praat, en nou laat hy die wat nie die dier se beeld wil aanbid, laat hy nou doodmaak. Hy het almal klein en groot, ryk en arm, vry en slaaf, verplig om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te laat aanbring, sodat niemand behalwe die met die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam sou kon koop of verkoop nie. Nou, die probleem, dink ek, wat baie dikwels rondom hierdie ding bestaan by die populêre predikers, is dat hulle maak asof hierdie koop en verkoop vermoë of onvermoë, asof dit die alles is wat hierdie duiwel kan doen, wat hierdie draak en die beeld van die draak kan doen, waartoe hy in staat is. Maar dit is eintlik maar net 'n teken van ekonomiese wanorde. Dis al wat hier gebeur. Dit beteken dat ek en jy nie 'n broodsaak kan gaan koop nie. Ons sal nie meel kan gaan koop om 'n brood mee te bak as ons dan nie kan brood koop nie, want ons het nie die merk van die dier op ons hande nie. Maar daar is 'n ander waarheid in die Openbaring wat ek en jy nooit moet vergeet wanneer ons met sulke merke te doen kry nie. En dit is Openbaring 7 of Openbaring 5. Ek gaan net gou daarvan doodseker maak. Ek dink dit is Openbaring 7 se merk, ja. Waar daar almal uit al die stamme van Israel mense gemerk is. En ek wil net vinnig kyk of dit in Openbaring 5 ook is. Nee, dis Openbaring 7 waar die engele wat die winde vashou nie mag optree voordat al die bewoners of al die onderdane van God gemerk is. En dis die original merk. Dis die wat is die woord wat mense daarvoor gebruik? Die egte merk van Openbaring. Die God se merk op jou voorkop, God se seël op jou voorkop, is die egte merk. Dis hierdie merk van die dier, hierdie merk of die getal van sy naam is 'n nagemaakte merk
Hulle kan die ekonomie van ons al wegvat, maar hulle kan nie God se sorg van ons al wegvat nie. En dit dink ek is die belangrikste, heel belangrikste ding wat ons moet leer uit hierdie gedagte waarmee ons besig is. God sorg vir sy kerk, hy sorg vir sy kinders. Hy sal toesien dat ons as ons moet honger ly, dit so doen dat ons die hele tyd daarvan bewus is dat ons honger ly ter wille van die eer van sy naam. Dat as ons met die swaard doodgemaak moet word, ons is nou al daardeur ook 'n slag, dat ons met die swaard doodgemaak word ter wille van die eer van sy naam. Ek dink nie daar moet 'n verwoede vrees in ons ontstaan oor hierdie naam of merk van die dier of sy naam en die ekonomiese gevolge daarvan nie. Hy kan die gelowiges niks aandoen nie. Hy kan hulle ook nie merk nie, want hulle is klaar gemerk. Hulle is gemerk vir God. En dit is ek en jy. En ek en jy moet dit onthou. Ons moet die hele tyd bewus wees daarvan. Ek is vir God gemerk. Die dier uit die see, die dier uit die aarde en die groot rooi draak kan my niks doen wat nie reeds in die hande van die lewende God is nie. En God, ek het vanmiddag na 'n preek van Stefan Joberg luister, so in my rustyd luister na 'n preek van hom, het gaan oor Romeine 8 vers 28 tot 30. En hy maak 'n groot saak daarvoor uit dat daai alles ten goeie meewerk beteken dat God alles vir sy doel laat uitwerk soos wat dit moet uitwerk. Niks fatalisties nie, niks van 'n noodlot nie. God is besig om die goeie wat sy wesenskenmerk is in ons lewens uit te werk. En as dit partymal vir ons voel asof ons die las swaar dra, asof die berge rondom ons te styl raak, asof ons in Dawid se terme deur 'n vallei van donker dieptes moet gaan, dan gaan ons daarin in die wete dat ons aan die hand van die lewende God loop. Dan gaan ons daarin in die wete dat hierdie lewende God het vir ons beloof dat hy elke dag tot die einde van die wêreld by ons is, by elkeen van ons is. Nie as individue nie, kollektief as sy kinders in hierdie wêreld is hy by elkeen van ons in welke omstandighede ons ook al verkeer. En dis verskriklik belangrik dat ons daardie groot waarheid uit hierdie hele ding rondom die naam van die dier of die merk van die dier moet verstaan en daaruit lewe. So as ons nou nie kan koop of verkoop nie, wanneer so 'n dag dan nou aanbreek en ons sou nie meer kon koop en verkoop nie, dan is dit nou maar so. Dis nie fatalisties om te sê dan is dit nou maar so nie. Dit is die versekering, ek is nog die hele tyd in God se hand. Die feit dat ek nie nou 'n brood kan koop nie, beteken nie dat God my verlaat het nie. En ek dink dis een van die belangrikste goed wat ons moet leer uit hierdie gedeelte ook van Openbaring. Ten spyte van hierdie dier wat uit die aarde uit opkom en ten spyte daarvan dat hy die mense mislei om 'n beeld te maak van die dier uit die see en ten spyte daarvan dat hy maak dat mense hierdie dier aanbid en dat hy wat die mens die dier nie aanbid nie wil doodmaak en dat hy 'n merk vir die dier op hulle hande en op 'n voorkoppe laat aanbring. Dis 'n pseudonieme merk, dis 'n nagemaakte merk. Dit het nie regtig 'n impak op ons lewens nie, al is dit so dat ons soms gaan swaar kry. Dit en ek wil die opmerkingkie maak, ek sien ons het so 'n bietjie tyd as ek nou so kyk na die horlosie daar teen die muur. Ek wil die opmerkingkie maak, dit is wat hierdie ding waarmee Dani Botha so besig is. Die pre-tribulation wegraping of rapture, wat dit so onbybelse gedagte maak. God het nêrens beloof dat ons nie gaan swaar kry en seer kry nie.
Daar's nêrens in sy woord is daar 'n belofte dat ek en jy nie gaan swaar kry en seer kry nie. Die belofte wat hy maak is dat wanneer jy swaar kry en seer kry, dan is ek by jou. Dis die belofte wat hy maak en dis waaraan ek en jy moet vashou. So om te sê, jy weet, die kerk gaan nie deur hierdie tribulation, hierdie geweldige vervolging gaan nie, is nou sommer, dis doodgewoon nonsens. Dis nie iets wat in die Bybel geleer word nie. Die hele Bybel is vol daarvan, dat daar vir die gelowige swaar kry wag. En soos wat ons aangaan met Openbaring, gaan ons nog agterkom dat hierdie swaarheid nog intensifiseer ook. Dit word al erger. Dit word nie makliker nie. Eers wanneer die groot stad Babylon dan nou eventueel verbrand het, eers dan word dit vir die gelowiges makliker en dan sien ons die mooi beelde van die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem met sy absolute simmetriese afmetings wat God se regeermag is. So moenie in verskriklike sake daarvoor uitmaak dat ons gaan swaar kry nie. Ons gaan, daar's nie vrae oor nie. Ons gaan swaar kry. En ek weet, want ek werk daarmee. Ek weet ek werk met julle harte, met julle menswees. Daar kom tye wat dit swaarder is as ander tye. Daar kom tye wat die lewe vir ons makliker is as ander tye. Maar die belangrike waarheid wat ek en jy daarin moet leer is, in hierdie moeilike omstandighede wat ek ook al myself in mag bevind, wat die aard daarvan ook al mag wees, is God heilig helend teenwoordig. Hy is die een wat my aan die hand het en met my hierdie pad loop. Hy los jou nie alleen nie, hy los jou nooit alleen nie. Hy loop altyd met hierdie pad saam. En dan vers 18. In vers 18 is tog een van die mees kontroversiële tekste in die Bybel. Want daar word nou elke moontlike verklaring aan daardie verstaan van vers 18 geheg. So ons gaan probeer om binne die konteks wat ons met Openbaring mee werk, te probeer verstaan waarmee het ons te doen. Wat is dan nou die getal van hierdie dier en hoekom is dit sy getal? So ons gaan vers 18 net gelees, hiervoor is daar wysheid nodig. Wie insig het, moet die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. So hier het ons nou met oordentlike chaos in die verstaan van Openbaring te doen op verskillende vlakke waarin mense hiermee omgaan. So erg was dit al dat mense die Latynse alfabet vat. En die Latynse alfabet is die alfabet waarmee ek en jy skryf. Ons het hom, dis die 26 letter alfabet waarmee ons werk. En dat hulle die Latynse alfabet vat en dan skryf hulle die name van persone wat hulle dink dalk hierdie antigees kan wees. Skryf hulle neer en dan geriatrie is 'n wetenskap wat vanuit die Bybelse perspektiewe bestaan, maar wat baie wyer as die Bybel loop. En geriatrie is die wetenskap waarin daar aan elke letter van die alfabet 'n getalwaarde toegeken word. En dan gaan hulle nou en hulle bewimpel die dinge so, dat dit nou letterlik enige persoon op aarde kan wees, want dit is mos die getal van 'n mens. So, die vraag is, waarmee het ons te doen? Het ons nou te doen met Putin? Is Putin nou die 666? Jy sal in elk geval nie Putin se naam in die Latynse alfabet skryf nie, of in die Latynse alfabet skryf nie, want hy is Rus. So jy sal die Russiese alfabet gebruik.
wat mos nou die naam heeltemal anders spel as wat ek en jy hom spel. Die uitspraak bly min of meer dieselfde, maar dit is of is dit wie was die Amerikaanse minister van buitelandse sake wat so baie in ons droog gemaak het? Maar is dit nou daai ou of is dit nou Nelson Mandela of is dit nou die huidige president van Suid-Afrika of een van sy sidekicks of sy ministers of is dit dalk is die Benjamin wat is hy van Israel wat nou so aan die aanval is of is dit hierdie Hamas ouens se leiers, is dit hulle dis die vraag waarmee mense die hele tyd oor die goed rondloop. En ek het Sondag vir iemand gesê dis my werk om te weet wat Dani Botha te sê het. En ek het vanmiddag en ek doen dit baie selde, ek neem baie selde deel aan 'n gesprek op Facebook, maar ek het vanmiddag op Facebook 'n teksgedeelte geplaas en gesê as ek Deuteronomium 18 van vers 15 af reg verstaan, dan moet die wederkoms nou môre plaasvind, op die laaste môre. Hy moes eintlik nou al vandag sonder gewees het. Maar as hy nou, dan moet hy nou môre plaasvind, anders is daar nie 'n vals profeet. Dit is wat Deuteronomium 18 sê. En dan is dit nogal interessant dat as Deuteronomium 18 oopmaak, dan sê hy 'n profeet wat sulke goed doen moet doodgemaak word. Dan skree die mense hier op Facebook van moenie die man oordeel nie, moenie man oordeel nie. En ek het op 'n stadium vir een van die mense gesê, dis nie ek wat oordeel nie. As ek vir hierdie teks gee, dan is dit God wat oordeel. Hy sê dis hoe hy met iemand optree wat hierdie goed doen. So as hy 'n vals profeet is, as ons môre aand nog almal hier is en ons braai lekker vleis daar by skaap daar by Bethel op die dan is daar nie 'n vals profeet. En as hy 'n vals profeet is, dan beteken dit versprei leuns, en as hy leuns versprei, werk hy nie vir God nie. En dan moet die ouens hom uit die stelsel uitkry en klaar kry daarmee, want jy kan nie 'n agent van die duiwel vat en hom in 'n posisie stel waarin daar nie nou is en dan aangaan met die goed nie. Maar ek dink dit is die gedagte wat agter 666 lê. Dis nou dit kom nou sommer by my op dat dis die gedagte wat agter 666 lê. Dit is nie keiser Nero nie, want die gedagte wat rondom keiser Nero gebou is, gaan juis oor die hele Nero herlewings mite wat daar in daai tyd in die tyd van die Nuwe Testamentiese kerk in die Romeinse Ryk gelewe het. Dat Nero is dood, maar hulle wou nie sê hy is dood nie. Toe het hulle hierdie mite versprei dat Nero herleef het. Groot woord is Nero redivivus. En dan het hulle nou gesê hy het nou weer opgestaan en hy lewe nou weer en toe was daar nou 'n klomp mense wat gesê het 666 is dan nou Nero. Wie is dit? Ek dink ons moet rustig vir mekaar sê ons weet eenvoudig nie. Ons moet ook rustig vir mekaar sê as ons daarby wil kom om die teks uit te voer soos wat hy vir ons gegee word, met wysheid en insig en dat ons die getal kan bereken, dan moet ons gaan kyk watter alfabet sou Johannes waarskynlikste gebruik het. Johannes skryf in Grieks, maar dis die moeilikste Grieks in die Nuwe Testament, want Johannes was nie 'n meester van Grieks nie. Johannes was die Johannes wat hier geskryf het, was die jong apostel wat kaal weggehardloop het die nag toe Jesus arresteer is. Want een van die soldate het maar sy kleed vasgegryp en toe het hom skoon uit die kleed uitgehardloop en toe het hy kaal weggehardloop toe Jesus arresteer is. Nou hy was nie 'n meester van Grieks nie. Dit kan 'n mens nou uit die verskillende maniere, die verskillende boeke wat hy skryf, kan 'n mens nou agterkom. Hy was 'n baie goeie skrywer. Hy was nie 'n meester van Grieks nie. En daarom dink ek is dit logies dat 'n mens vir jouself moet sê, as Johannes hieroor sou skryf en vir ons 'n manier wil gee om die naam te bereken, dan sou hy die Hebreëse alfabet gebruik. En as hy die Hebreëse alfabet gebruik,
dan kan ons daarmee werk en dan gaan dit waarskynlik om 'n bekende figuur van daardie tyd wat wat die kerk baie skade aangedoen het. Maar Nero, nee, dit was nie hy nie, juis as gevolg van hierdie Nero Redivivus. Daar's ander keisers, Claudius, onder andere wat ook goed inpas in die Hebreëse alfabet vir hierdie goeter. Maar ek dink nie ons moet ons bekommerd om te weet wie is die ou nie. Laat ons net weet, daar is mense, ook mense, wat die werk van God in hierdie wêreld gaan teenstaan. Maar ons troos is, en ek moet nou begin klaarmaak, anders gaan hy my vang, ons troos is, God is binne in hierdie situasie by